'n Vergadering van die Moderamen van die Synode van Wes-Kaapland is altyd 'n inspirerende ervaring. Oor die jare het ons geleer, as jy hierna toe kom, gaan jy geïnspireerd weg. En dit was in die afgelope 2 dae nie anders nie. Ons is geïnspireer en ons gaan vandag hier weg met 'n klomp geesdrif vir die werk waartoe die Here ons geroep het. Ons het tydens hierdie vergadering talle hoogtepunte beleef. Die vergadering is begin met 'n optrede van Stefan Joubert, bekende predikant van Ekerk, professor in die fakulteit teologie gewees by Universiteit van Pretoria. En hy het met ons kom praat oor die digitale era, die na-COVID era, die tyd waarin die kerk om bevind en hoe ons nou in ons bediening moet aanpas by die 4de industriële revolusie en die geleenthede wat daar is benut. Hy het ons daaraan herinner dat ons 'n gereformeerde kerk is en dat die digitale wêreld ook aan die Here behoort en dat ons dit moet okkupeer, dat ons daardie wêreld moet inneem en dat ons dit inderdaad moet benut en hy het vir ons ook geleer hoe ons dit kan benut. Ons denke oopgemaak daaroor. En daar was 'n klomp opwinding geweest na sy optrede. Ons is net seker dat ons ook daardie ruimtes wil benut vir die verkondiging van die koninkryk. Ons het ook in die vergadering gepraat oor al die gerugte wat daar in die kerk is, oor leer sagtheid of dwaling in die kerk. En ons het ons verbintenis tot die belydenisskrifte van die kerk herbevestig. Ons is ernstig oor die belydenis van die kerk. Daar is briewe uitgestuur wat ons belydenis, verbintenis verdag maak. En ons het gesê nee, die waarheid is dat ons ernstig is oor die opstanding van Jesus Christus. Die waarheid is dat ons staan in ons belydenis en dit met groot erns beheen. Dat ons lief is vir die woord van die Here, dat ons staan binne die evangelie. En daar was ook 'n opwinding en 'n geesdrif daar rondom. En ons het gekonsolideer in ons verstaan van wie ons is, nog 'n slag, weer eens. Daar was ook ander ervarings in die vergadering. Ons het die NID, die Nasionale Instituut vir Dowes se verteenwoordigers by ons gehad. Ons het 'n lang verbintenis met die NID, dit het uit ons werk uit ontstaan. Hulle is 140 jaar oud verjaar. Ons het ook oor die bediening aan die dowes en die uitdagings daar rondom met mekaar gepraat en gesê ons sal graag as synode wil help. Ons gaan verder daaroor dink. Ons het gepraat oor die stand van gemeentes, 'n goeie verslag daaroor gehad. Daar's 'n klomp navorsing gedoen oor hoe dit gaan met gemeentes in die synode van Wes-Kaapland. En die verslag het vir ons goeie nuus gebring oor die manier waarop gemeentes hulle self herposisioneer, oor hoe hulle die Here sien werk in die kerk. Weliswaar in nuwe omstandighede, maar hoe hulle die hand van die Here in die kerk sien. Die verslag het baie bemoedigende terugvoer gegee oor wat gaande is in die kerk. Ons het ook finansiële verslae gehad wat daarop gedui het dat ons nie mismoedig moet word nie. Die aanduidings van ons inkomstes wat weliswaar geaffekteer is deur COVID-19 tydens 2020 is dat daar 'n daling was in inkomste, maar glad nie so radikaal as wat mense sou vermoed het of sou kon bereken het gegee die impak van hierdie pandemie op ons almal se lewens nie. Eintlik as ons dit op die keper beskou, het dit by die kerk eintlik goed gegaan in die tyd. Hoewel ons bewus is daarvan, dat baie van ons lidmate baie swaar kry, dat ook van ons gemeentes baie swaar kry. Maar daar is ook weer gemeentes waar dit baie goed gaan. En ons help, die synode help gemeentes wat swaar kry, ons het maniere hoe ons dit doen, en ons dink, ons sien kans vir die pad vorentoe, ook op finansiële gebied. Ons het gekyk na ons strukture, die poste van ons synode, en die strukture om dit te stroomlyn, sodat daar groter en diepere sinergie in ons synodale stelsel is. En natuurlik ook moet ons rekening hou met die finansiële implikasies van COVID en hoe dit impakteer op die synode. En ons kyk ook daarna om ons besteding te verminder en ons besteding te stroomlyn, om seker te maak dat ons dit ten beste aanwend, sodat ons gemeentes optimaal kan ondersteun en ons getuienis saam as gemeentes die beste kan lewer. Ons het verslae gehad van ons diensgroepe se werksaamhede, terugvoer gewees oor teologiese opleiding.
En daar word baie goed gedink oor die toekoms van teologiese opleiding, om dit bekostigbaar te maak, om dit toeganklik te maak, om soveel as moontlik mense die geleentheid te gee om te kan studeer in teologie, om hulle self bekwaam te maak vir een of ander vorm van bediening binne die NG Kerk en ook daar buite. So daar was regtig opwindende sake waaroor ons gepraat het, nagedink het, onderskei het. Daar was diep momente van stil wees in die vergadering, ook by die Here. So ons kyk terug op 'n vergadering wat inspirerend was, wat ons toegerus het, wat vir ons gereed gemaak het vir die pad vorentoe. Die vergadering bestaan uit die ringsverteenwoordigers, 25 ringe se voorsitters, kerkraadslede, ons sinodale strukture voorsitters, ons predikante in diens. Dit was 'n goeie ervaring om te sien hoe daar lewe is in die kerk, danksy die wonderlike gees van God wat in ons leef en wat vir ons daagliks inspireer. Ons hoop dat hierdie geesdrif ook in elke gemeente sal bestaan en dat ons almal in hierdie tyd niet sal dink oor ons roeping in 'n ontwrigte tyd in ons geskiedenis.